Goeiemôre. Dis was so lekker om almal vanoggend te sien. Wil jy nie vinnig net na iemand rondom jou draai en net sê goeiemôre? Kyk, van een van die lekkerste goed in die lewe is as daai klein seentjies van ons, as hulle in die oggend wakker word, en jy weet nooit hoe laat dit gaan wees nie. Partykeer is dit 5:00 die oggend, ander kere is dit 7:00, ander keer is dit 8:00, maar hulle het so vermoë om in te stap in 'n vertrek en dan sê hulle, goeiemôre. En dan sal Simon ook sê, papa, ek is wakker, en kom staan hy by jou. Ek is wakker. Ons geniet dit. So dankie dat jy vanoggend hier is na 'n ongelooflike Pinksterweek. Kan ons net vir die Here 'n groot applaus gee vir dit wat gebeur het in hierdie week? Net sê dankie Here. Dankie Here. So ek so opgewonde oor vanoggend. Ons het vanoggend ons tienerdiens wat op die oomblik aan die gang is in kamer 11. So as enige tieners is, hoërskooltieners wat wil deel wees van die tienerdiens, dit is op die oomblik in kamer 11. Jy is welkom om daai kant toe te gaan. Ek wil net sê, ons gaan niks weird hier binne doen nie, so jy gaan niks mis nie. Maar dis in kamer 11 op die oomblik. Dan vanoggend na die diens, as jy graag een van die rose wil huis toe vat, kom haal asseblief vir jou na die tyd. So Linda het gesê, ons kan dit uitdeel, en dalk praat dit met jou vanoggend, dalk lê die Here iets op jou hart rondom dit, as jy een vir iemand anders wil vat, wat jy ook voel, maar dalk kan ek hierdie persoon bedien met hierdie roos vanoggend, vat vir jou 2 of vat vir jou meer, en kom ons deel uit, en geniet ook die teenwoordigheid wat saam met dit gedra word. Tannie Alta, sy is daar agter. Tannie Alta, kan Tannie net gou staan, asseblief. Tannie Alta trek volgende week Pretoria toe. En Tannie Alta is regtig een van die steunpilare van ons gemeente, van ons dorp, 'n reus in die gees. En Tannie Alta, ons gaan Tannie mis. Ons gaan Tannie regtig mis. Ons persoonlik, ons as gemeente ook. En ons het gevoel, ons wil graag oor Tannie bid vanoggend. So kan ek vra, kan ons almal gou vir 'n oomblik staan, na toe draai, ons hande uitsteek, en kom ons bid saam met haar vanoggend. Vader, vanoggend kom dra ons Tannie Alta aan U op. Dankie Heilige Gees vir die voorreg om haar te ken. Dankie vir die voorreg om saam met haar te stap in geloof. Dankie dat sy deel is van hierdie familie. En ons vra vanoggend Heilige Gees, Here, kom seën haar in hierdie trekproses, kom seën haar waar sy volgende week gaan wees. Vader, dankie vir die jare se saad wat in hierdie grond van Delmas is, Here, deur haar en deur haar familie. Ons eer haar daarvoor, Here, en ons eer U daarvoor. Dankie Heilige Gees. Here, dat U saam met haar stap, tree vir tree. Vader, en vanoggend verklaar ons oor haar lewe, Here, dat dit sal wees soos die van 'n Jabes, Here, dat U haar tentpenne nie net sal versprei nie, maar haar tent sal vergroot, sodat meer mense, en selfs nog meer, U sal ontmoet, deur wie sy is, in haar huis, Here, in haar woonplek, en dankie daarvoor, Heilige Gees. Vader, dankie vir die voorreg, om vanoggend haar aan U te kan opdra. Wees saam met haar. Beskerm haar, seën haar en gebruik haar in die koninkryk, selfs nog meer as ooit van tevore, in die naam van Jesus Christus. En almal sê saam, amen, amen. So Vader, dankie vir elke saad
in die grond van die evangelie vanoggend. Ons wil vra, Heilige Gees, kom vermenigvuldig dit wat vanoggend gesaai is, Here, in hierdie goeie grond in. En ons wil vra, Here, dat elke saad sal vrug dra in die koninkryk en in ons dorp. Dankie, Here, vir 'n dag soos hierdie waar ons Pinksterfees vier. Dankie vir 'n dag soos hierdie waar ons saam U kan eer en kan dien. En ons vra, Heilige Gees, daag vanoggend op, Here, en selfs meer as wat ons ooit kan dink of verwag. En ons eer U daarvoor vanoggend. Dankie vir 'n oggend saam. Dankie vir 'n tyd soos hierdie. Ons eer U en ons is so lief, Here. En almal sê saam, amen. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here vanoggend. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring that there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. It's Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus from the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire.
Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Terwyl hulle so in die agtergrond speel, wil ek ook sê, ons nooi jou uit om na die tyd of enige tyd tydens die diens in die moederskamer is daar nagmaal teen die agterste muur, en as jy voel ek het 'n oomblik nodig saam met die Here, gaan enige tyd daarin, gaan gebruik nagmaal of na die tyd. En ek ervaar vanoggend dat ons moet bid vir 'n paar goed. 'n Paar dinge dink ek wat die Here ook op sy hart het, so ek wil vra, daar waar jy staan, wil jy nie net jou oë toemaak nie, en kom ons bid saam, kom ons vertrou die Here vanoggend, vir 'n groot werking van die Gees. So Vader, dankie, dat ons vanoggend kan saam bid. Dankie dat ons kan Jesus spreek, die naam van Jesus spreek, oor ons huis, en oor ons huwelike, en oor ons skole, en oor ons dorp, en net so oor elke siekte, net so oor elke stuk depressie, net so oor elke ding wat op hierdie stadium by ons kom steel in ons hart en in ons gees. So vanoggend vra ons Heilige Gees, kom beweeg in elke persoon. Here, kom beweeg vanoggend in genesende krag, en ons vra nou, Here, kom raak elkeen aan wat sê, maar Jesus, ek het nodig dat U vanoggend kom werk in my liggaam. Ek het nodig dat U kom werk in my gedagtes. Ek het nodig dat U kom aanraak. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Ons vra vanoggend, Here, kom genees elke siekte. Kom vat elke pyn weg in die naam van Jesus Christus. En ons verklaar dit vanoggend oor elkeen hier. Net so vra ons Heilige Gees, Here, kom omvou ons vanoggend met liefde en meer liefde en meer liefde. So ek wil ook vanoggend vra, terwyl almal se oë toe is, ons gaan jy nie uitroep na die tyd nie, ons gaan jy nie kwesbaar maak voor ander nie. Maar as jy vanoggend op 'n plek is waar jy sê, ek het nodig om terug te kom na Jesus toe. Ek het nodig om myself weer toe te wy aan hom as my saligmaker en my verlosser. Ek het nodig om vanoggend weer my saak met hom reg te maak. Dan wil ek vra, terwyl almal se oë toe is, ons gaan jy nie na die tyd uitroep nie, ons gaan nie vra dat almal hulle oë oop maak nie. Wil jy nie vinnig net jou hand opsteek en laat sak nie. So jy sê, ek het nodig om vanoggend reg te maak met die Here. Dankie julle, so kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanoggend kan terugkom na U voete toe. En Here, vanoggend sê ons, maar Jesus,
Daar was 'n oomblik waar ons weggedwaal het, daar was 'n oomblik waar ons weggegaan het van U af. Maar vanoggend, Here, verklaar ons kom terug huis toe. Ons kom terug huis toe. En dankie Jesus dat ons vanoggend weer by U voete kan kom sit en dat U ons omvou en sê, maar welkom terug my kind. Vanoggend verklaar ons weer Romeine 10 vers 9. U is ons Here en U het uit die dood uit opgestaan. En Vader, ons kom terug. En dankie dat U ons nou weer ontvang in U arms. Dankie Jesus. Ons is so lief. Dankie vir heilige oomblikke soos vanoggend. Dankie vir U woord vandag. En ons eer U, ons eer U, ons eer U. Dankie Jesus. En almal sê saam. Amen. Amen. Jy is welkom jou sitplek in te neem. Dankie ook aan ons lofspan. Joh, daar's party oomblikke waar mens net besef, die Here tree so klein bietjie nader as gewoonlik. En ek dink vanoggend is vir my een van daai oomblikke. En is eintlik vir my so mooi, want ons vier eintlik vandag Pinksterfees. Pinksterfees, die dag waar die Gees van God uitgestort is. Nou so 'n paar minute voor ons begin het, en terwyl ons besig was met die offergawes, het klein Joshuaatjie, ons prediker in training, het hy besluit, hy loop vorentoe, en hy kom gooi sleutels hier in die kerse in. En dit is eintlik vir my so mooi, en ek staan en dink, kyk, in 'n predikant se huis, of in 'n leraar se huis, is elke ding 'n preek. En so as jy die portret skeef ophang, dis 'n preek. Ons gaan dit teen jou gebruik, nee, grap. En hy sit hier voor, en hy gooi die sleutels in, gooi dit in. En ek dink, maar dit is eintlik so mooi beeld, want die sleutel vir ons lewe is die vuur. En hy gooi die sleutel in die vuur. So dit was net vir my baie mooi oomblik. Ek dink die Here gaan daai ouetjie nog gebruik om ons baie mooi te leer. So ek kan nie wag vir wanneer hy begin praat nie. Maar ek dink dit gaan wild raak. Maar prys die Here vir familie waar ons hom kan kom aflaai. En almal hier is familie, so dankie. Maar ons is opgewonde oor vanoggend. Wat vir my so mooi is van Pinksterdag. As dit nie was vir die uitstorting van die Heilige Gees nie, was ons vandag op aarde en in die Gees nog steeds weeskinders voor God. As dit nie was vir die Heilige Gees nie, het ons rondgedobber soos 'n boot op die see, wat rondgegooi word, tussen die golwe en die see en die wind. So prys die Here vir hierdie dag. So ons lees in Handelinge 1, hoe Jesus opvaar na die hemel. En dan staan al die disippels en kyk, en die woord sê, hulle het gestaan in verwondering en kyk na hoe Jesus opvaar in die wolke. Kan jy dink hoe daai oomblik moes wees? Hulle kyk, hoe gaan hy op, en dan staan nou hierdie 2 engele langs hulle, en sê, maar waarna kyk julle? Weet julle nie, soos hy gegaan het, gaan hy weer terugkom nie? En dan direk daarna, gaan die disippels na hierdie bovertrek toe, na by die tempel, na hierdie bovertrek, en hulle gaan wag daar saam met aanvanklik oor die 500 ander getuies. Ek weet nie of jy geweet het nie, aanvanklik was daar 500. En hoe langer die dag gaan, en hoe meer hulle wag en bid, en wag en bid, hoe meer begin huis toe gaan. En op die 10de dag, na die hemelvaart, is hierdie 120 wat oor is, daar saam, en dan lees ons hierdie, Handelinge 2 vers 1, kom ons lees saam. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar, en skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.
So hier is die 120 saam. En hulle wag, en hulle bid, en hulle wag, en hulle bid. En op die 10de dag word die Gees uitgestort oor hulle stad. En is een van die mooiste oomblikke in die geskiedenis van die wêreld. En eintlik praat ons nie baie hieroor nie, en vanoggend gaan nie oor hierdie tema nie, maar ons besef nie die belangrikheid en die grootheid van wag in die koninkryk nie. Van die idee, die konsep, die beginsel van wag nie. Want baie keer, terwyl ek in 'n plek is waar ek moet bid en moet wag en moet bid en moet wag, is die Gees in die agtergrond besig om sekere goed in my guns te bewerk. Om sekere deure vir my oop te maak. Om sekere oomblikke te skep waar ek my Jesus gaan sien soos nog nooit van tevore nie. Maar dan is ons baie keer soos die ander 380 wat die oomblik gemis het, want hulle wou nie nog bid en wag en bid en wag nie. Ek wil eintlik so baie sê oor vandag, Pieter, maar ons het nie tyd nie. In elk geval, ek vir jou net aanmoedig, moenie die oomblik mis waar die Gees homself kom uitstort oor jou lewe, oor jou werk, oor jou huwelik, oor jou skool, omdat jy nie bereid was om te wag nie. Omdat jy jou eie planne wou maak nie. Amen, amen. So hier is hierdie 120 saam. Hulle is in die bovertrek en dan sê dit, skielik was daar uit die hemel hierdie geluid soos 'n stormwind. En ons het in die 5de Pinksteraand het ons gepraat oor daai geluid wat uit die hemel uitkom, want die hemel is nooit stil nie. So hulle hoor hierdie geluid soos 'n stormwind. 'n Ander vertaling sê van 'n stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. En baie keer as ons kyk na 'n stormwind, dan dra dit hierdie negatiewe konnotasie. Dis negatief, want stormwinde verwoes. En alles is 'n gejaag na wind, en ons ken al die goed. Maar wanneer die woord praat van 'n stormwind, dan verwys dit altyd na die rou, kragtige werking van die Heilige Gees. En onder andere hierdie kragtig en onmiskenbare werking van die Heilige Gees. Wat vir my so mooi is van dit, daar's sekere goed in ons lewe waarvoor ons die Here vertrou, maar wat ons eintlik self kan uitwerk as ons genoeg motivering het. Maar dan staan ander goed in ons lewe waarvoor ons die Here vertrou, waar ons weet, as hierdie ding inkom, kon dit net God gewees het. Kon dit net sy Gees gewees het. En dis waarna hierdie verwys. Dis onmiskenbaar die Heilige Gees. Sien, hy wil uitkom preek vanoggend. Prys die Here. En terwyl hy voor is met die balle, sien, ek wil net sê, mamas het 'n ongelooflike vermoë om al die balle en die kinders in die lug te hou. So dankie my liefie. Sien, wanneer die Heilige Gees beweeg, is dit onmiskenbaar die Heilige Gees. So wanneer die woord praat van hierdie stormwind wat inkom, was dit vir hulle onmiskenbaar die werk van die Heilige Gees. Dis daai tipe ingryping, daai tipe uitstorting van die Gees, waar ek weet, soos ek weet, maar hierdie was my God. En ek kan dit nooit weer ontken nie. Beteken ek kan nooit weer teruggaan na waar ek was in die geloof nie. Want ek weet nou, my God leef. En is baie getuienisse hier in hierdie familie, in hierdie geestelike familie, waar ons weet, hierdie was God. En ek wou eintlik vanoggend die tafel oopgemaak het vir daai getuienisse, maar ons het nie tyd nie, Pieter. So moet dit nie fluister nie, grap. Ons moet wag. Nee, presies. So dis onmiskenbaar die Heilige Gees. En wat vir my so mooi is, ons sien in die Ou Testament ook hierdie beweging van die stormwind van die Heilige Gees. Ons sien byvoorbeeld Eksodus 10 vers 13, waar die Israeliete deur die Rooi See gaan, en dan sê dit, 'n stormwind het gekom en die see verdeel. Ons sien met Elia,
hoe hy in die grot wegkruip, en dan kom daar hierdie stormwind, wat letterlik rotse uit mekaar uitbreek, 'n kragtige stormwind van die Gees. Net so sien ons met Esegiel, waar 'n stormwind van die Gees inkom, en bene weer laat lewe. So 'n stormwind in die woord, was altyd 'n teken, dat die Gees van God gaan opdaag, maar hy daag op 'n manier, wat die see in ons lewe kan verdeel. Hy daag op in soveel krag, dat die rotse in ons hart begin verkrummel. Hy daag op 'n manier, waar die bene, selfs in ons lyf, in ons gees, in ons siel, wat al begin doodgaan het, weer begin lewe. Dit is die kragtige stormwind van die Gees. En ander kere kom daar 'n stormwind op 'n baie sagte manier. Iemand sê vir ons in die week, en dit was vir my so mooi, maar onthou ook, die Heilige Gees is ook 'n gentleman. Hy is ook 'n gentleman, partykeer werk hy saggies. Ek weet nie of julle onthou daai dag met Paasfees, wat ons die Vrydagoggend hierdie jaar, sit ons hier op Witklip, en dit was vir my so mooi, terwyl ons bid en ons nagmaal gebruik, kom daar hierdie wind, wat begin waai. Baie saggies, baie subtiel, maar die Heilige Gees, wat begin opdaag. Ons sien dieselfde ding in die Ou Testament. Ons lees in Hebreëus van hierdie woord, wat eintlik verwys na die asem van die Gees, en dis die woord Ruach. Kom ons lees hom gou saam. Die woord Ruach in Hebreëus, maar dit beteken ook gees en wind. So gees, wind en asem. So elke keer as daar 'n stormwind was, elke keer as daar asem gehaal was oor iets in die woord, was dit die Gees van God wat opdaag. En vir my een van die mooiste voorbeelde kry ons in Esegiel. Esegiel, wat op 'n stadium staan in hierdie vallei van droë bene. Die Here vat vir Esegiel na hierdie massa graf toe. 'n massa graf. En dan staan hy bo op die bene, en dit sê hy het op hulle geloop. So ek hoor in my ore, hoe loop hy, en die bene kraak onder sy voete. En dan sê die Here vir hom, Esegiel, ek wil hê jy moet profeteer vir hierdie bene. En dan sê dit, en die Gees, die wind van die Gees gaan kom en hulle lewend maak. En dan lees ons hierdie Esegiel 37, kom ons lees saam, vers 7. Ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun, die bene het na mekaar toe beweeg. Verbeel jy dit gou, hoe lyk hierdie prentjie? Jy staan op 'n massa graf, en ewe skielik begin die bene beweeg. Ek hardloop. Maar elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle, en word daar vel bo-oor getrek. Maar daar was nog nie Gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die Gees, tree op as profeet, mens, en sê vir die Gees, so sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke, Gees. Blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree, soos die Here my beveel het, en toe kom die Gees in hulle, en hulle lewe, en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. So hy sê, tree op as 'n profeet. En dan gaan die Gees van lewe kom, en asem in hulle inblaas. En dan sê hy hierdie, kom uit die 4 windstreke, of windrigtings. Nou elke keer in die woord, en veral onder die ou Jode, in die Nuwe Testament is dit anders, maar onder die ou Jode, as hulle die woorde 4 windstreke of windrigtings gebruik het, was daar altyd 'n kreatiewe skepping van iets uit niks, wat na dit gevolg het. So elke keer as hulle gepraat het van die 4 windstreke, het die Here direk na dit iets begin skep uit niks uit. En in hierdie geval kom skep hy senings en spiere en vel. En ek kan dink as jy daar staan en jy sien ewe skielik is daar oor. Dis wat die Here kom skep het. Ek dink dit moes ongelooflik wees. Ongelooflik. En daai selfde Gees wat in Esegiel
kom nie skep het uit niks uit nie, skep vandag nog in ons lewe. Hy skep vandag nog, of dit nuwe gedagtes is, of dit spiere is in ons liggaam, wat ook al nodig is, maar sodat mense na hom sal kyk en sal sê, maar kyk wat het my Jesus gedoen. En alles begin by hierdie stormwind van die Heilige Gees. Ons besef nie hoe sterk die Gees in ons lewe kan beweeg nie. En daarom is ons in ons kerk baie ernstig oor die Heilige Gees. Een ding wat ons jare terug besef het, is die Gees is nie jou speelmaatjie nie. Die Gees is deel van God. En daar's 'n krag, daar's 'n vreesagtigheid in die Heilige Gees, maar daar's 'n krag wat kan genees, wat kan skep, wat kan troos, wat kan lei, wat kan getuig van Christus. Daar's dinge wat hy kan doen, wat ons nie besef nie, want ons is nie meer gewoond daaraan nie. So die Gees kan kom skep. Hy kan skep in jou huwelik. Hy kan skep in jou huis. Hy kan skep in jou gedagtes. Hy kan skep in iemand se liggaam wat op die oomblik in die hospitaal sit. Net so het ek in die week besef, hy kan kom skep in jou SARS e-filing. Nie idee om dit te doen nie, maar prys die Here vir wysheid. Maar die Gees kan skep. Hy kan dinge laat aangroei, hy kan dinge laat bykom. Hy kan vir jou strategie gee oor hoe om sekere goed te oorwin. So hy skep alles uit niks wanneer hy opdaag. En daarom maak ons erns met die Heilige Gees. Ek het op 'n stadium as student gaan dit hierdie tydperk waar ek eintlik in 'n diep depressie inval. En vir amper 10 jaar gaan ek op 'n stadium deur hierdie kroniese depressie. En op 'n stadium raak dit vir my so erg dat ek in die kombuis instap en dan dink ek by myself, maar Here, hoe kan ek dit eindig vandag? Hoe kan ek dit eindig? Mense het vir my hande opgelê, ouens het gebid en ingetree, en daar was hierdie geveg in die Gees. En die eendag sê ek vir die Here, ek sê, Here, as ek nie vandag 'n antwoord kry nie, is dit verby. En toe ek amen sê, toe is daar klop aan die deur. In 'n woonstel binne in 'n estate. En ek stap na die deur toe en ek maak oop. En hier staan my ouers voor die deur. En hulle sê toe, die Here het vir ons gesê ons moet ry vir oggend. Anders sien ons jou nie weer nie. En in my gedagtes het dit nie sin gemaak nie, want Here, hulle het 'n uur en 'n half weggebly, wat beteken, hulle het begin ry voordat ek gebid het. En hulle kon my hande begin hoog hou. 'n jaar wat later is ek heeltemal verlos van dit. Maar alles het begin by die Gees wat gesê het, daag op vir jou seun. En hulle het gery en opgedaag. En hy het geskep uit niks uit. Daar was nog nie 'n gebed nie. Daar was nog nie 'n diep oomblik nie. En dis hoe die Gees baie keer opdaag. Ons dink altyd hy daag net op maniere wat ons eintlik verstom gaan laat staan in terme van genesing, of daar gaan bene aangroei, of daar gaan finansies in die bank kom, maar partykeer is dit net 'n klop aan die deur. Waar daai stormwind in jou lewe inkom en alles in 'n oomblik kom verander. En ek weet baie van ons het vandag so 'n stormwind van die Gees nodig, waar hy inkom en gesond maak, waar hy inkom en ons arms hoog hou, waar hy inkom en goed kom doen, waarvoor ons nog nie eers gebid het nie. Ek wil net sê, as jy vandag in depressie sit, moenie ophou om jou pille te gebruik nie. Moenie ophou om jouself te omring met mense wat jou hande kan hoog hou nie. Ons vertrou die Here gaan dieselfde vir jou ook doen. Maar baie keer is daar 'n oomblik. En ons gaan aan die einde van vandag gaan ons bid vir daai oomblik vir elkeen wat hier is. Maar hier staan die disippels. En hulle weet, die Gees is besig om op te daag. Dit was onmiskenbaar die Heilige Gees daai dag vir my.
Dit was vir die disippels onmiskenbaar, die Heilige Gees wat nou gaan opdaag. Dit was vir Esegiel onmiskenbaar, die Heilige Gees wat hierdie bene bymekaar gebring het. So hulle weet, hier kom hy gaan opdaag. En dan sien ek amper in my geestesoog hoe hulle koes, want die Heilige Gees kom met krag. En dan skielik sien ons hier die Handelinge 2 vers 3. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. So hulle hoor hierdie stormwind van die Gees en ewe skielik daal hy neer. Ewe skielik word hy uitgestort. En in die Ou Testament was die Heilige Gees uitgestort op een persoon op 'n slag. Maar in die Nuwe Testament is dit op almal. Elke een, ongeag wie jy is. Ek weet nie of jy geweet het nie, maar die eerste persoon op wie die Heilige Gees uitgestort was 'n man met die naam Besaleel. Het jy al ooit gehoor van Besaleel? Dink hy baie mooi gewerk het by Bonsmara, want Besaleel. In elk geval, Besaleel was nie 'n bekende ou onder die volk nie, maar het die ongelooflike verhaal waar die Heilige Gees ontvang het. So ons lees in Eksodus 31 vers 1, kom ons lees saam. Die Here het vir Moses gesê, kyk, ek het vir Besaleel uitgekies. Hy is die seun van Uri, die seun van Gera, die stam Juda. En dan hierdie vers 3, ek het hom toegerus met my gees, eerste persoon in die woord wat die Heilige Gees ontvang, sodat hy met vaardigheid, insig en verstand, wat kan doen? Nie bedien nie. Ons dink baie keer as ons die Gees ontvang, is dit suiwer vir bediening. Dis ook vir bediening, maar dis ook vir hierdie, sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen. Ontwerpe maak en dit in goud, silwer en brons uitwerk. Edelstene verwerk en monteer en houtwerk doen, hy sal enige werk kan doen. So waarvoor ontvang Besaleel die Heilige Gees? Sodat hy enige werk kan doen. Wie was Besaleel? Besaleel was die ou wat die tent van ontmoeting, waar die allerheiligste van God was, ontwerp het en met sy eie hande gebou het. Besaleel was die persoon in die woord wat die verbondsark, waar die 10 gebooie in was en waar die teenwoordigheid van God gerus het, ontwerp en gebou het. Hy was die een. Maar die woord sê, hy het die Gees nodig gehad om dit te kan doen. Hy het die Gees nodig gehad. So dit was sy volledige bediening. Baie keer dink ons dat die Gees opdaag of uitgestort word oor ons, om net soos die disippels hande op siekes te lê. En ek is lief vir dit. Om te profeteer en ek is lief vir dit. Om te preek en ek is lief vir dit. Maar is ook om te ontwerp en te bou. Sodat alles waar aan jou hande raak, of dit sagte ware is op 'n rekenaar, of dit agter 'n til is, of agter 'n houtwerkmasjien, of op 'n stroper, ongeag waaraan jy raak, dat jou hande iets sal bou wat die teenwoordigheid van God kan huisves. Besaleel het geen behoefte gehad om te preek nie, en hy het ook nie, nooit gepreek nie. Maar hy het die Gees ontvang om iets te bou met sy hande, waarop die Gees en die teenwoordigheid van God kan rus. En baie van ons hier het die Gees ontvang en is gevul met die Gees, soos die disippels, soos die 120, sodat ons kan ontwerp en kan bou op 'n manier waar die Gees en die teenwoordigheid van God op dit kan rus, wat ons besig is om te bou. Dis deel van ons erfenis as seuns en dogters van God. Elkeen van ons het 'n mandaat. Elkeen van ons het 'n roeping. En baie keer salf die Here ons juis met wysheid, insig, vaardigheid om te ontwerp en te bou, sodat mense hom kan ontmoet
deur dit wat deur ons hande gaan. Ek dink baie keer kyk ons na mense wat profeteer en wat preek en hierdie ouens op die verhoog. En ons dink dat dit is waarvoor die Gees uitgestort was. Maar hy was ook uitgestort dat jy agter jou lesenaar 'n tent van ontmoeting kan bou. 'n Plek waar mense die Here kan ontmoet as hulle met jou praat. Hy was ook uitgestort sodat daar waar jy in 'n trok ry, die teenwoordigheid van God versprei na almal wat saam met jou ry, of daar waar jy in 'n hoenderhok aan elektrisiteit werk, dat die Gees van God daar kan opdaag. Hy was uitgestort oor elke een. Die 120 is saam in die bovertrek. En die woord sê, daar was 120 vlamme wat geval het. 'n Vlam vir elke kop. Almal van ons was in daai oomblik gevul met die Heilige Gees. Dis vir my so mooi. Joël 2:29 sê hierdie, dit sê, in daardie tyd sal ek my Gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. En hierdie is die belofte van die Here. As sy Gees uitgestort word, soos dit was, is dit vir elke een, daar's 'n vlam vir elke kop. Elkeen van ons kan gevul word en bedien en beweeg en bou in die Gees, sodat ander hom kan sien. Selfs vir hulle wat nie in aansien is nie. Die Gees is vir almal. Die Here is nie 'n aannemer van persoon nie. 'n laaste ding. Ons op 'n stadium reik ons uit in Liugamka. Dit is 'n dorpie daar ergens in die Kaap rond. Baie klein dorpie. En op 'n stadium kom daar een van ons leiers na ons toe en sê, weet jy, ek het hierdie enkelpyn en ek raak nie ontslaaf van dit nie. Dit was nie 'n enkelbreek nie. Ek kon dit nie sien nie. En daar kom 'n klomp van die straatkindertjies. En hulle sê vir ons, maar julle het ons gesê, julle preek ons hierdie goed. As ons bid in die naam van Jesus, gaan daai persoon se enkel gesond word. Nou dink ek by myself, ek sê, Here, dis straatkinders. Help! In 'n geval, nou kom al die kindertjies by mekaar, klein kindertjies. Hulle sit hulle hande op hierdie ou se voet. En hulle begin bid in hulle plat Kaapse Afrikaans. Ek gaan dit nie probeer namaak nie. Maar is iets in die lyn van Jesus. Kom maak hierdie enkel gesond. Baie eenvoudig, maar vol geloof. En die volgende oomblik raak die Gees daai ou se enkel aan. En hy begin so stap. En toe begin hy skielik hardloop. En nou kyk hy terug, want dit is kinders. En die Here maak hom gesond in 'n oomblik. Want kinders het gebid. Want hulle het gebid in die naam van Jesus, deur die Heilige Gees. Dieselfde Gees wat in ons as ouer mense is in ons kinders. Jy kry nie eers 'n opgradering nie. Dit is dieselfde Gees. En kinders het 'n ongefilterde gees. Daar's niks wat in die pad staan van 'n kind om te bid nie. En ons is daar gedagtes en leuns en al die goed, maar hulle ontvang ook die Heilige Gees. En net so ontvang jy ook die Heilige Gees. Wanneer? Die oomblik as ek my ja vir hom gee. Handelinge 2:38 sê die oomblik as ek tot bekering kom, ontvang ek die gawe van die Heilige Gees. Jy het hom. Hy's in jou. Hy werk deur jou. En ons stormwind van die Gees, wat 'n see kan verdeel, wat klippe kan verkrummel, wat are aan bene kan laat vasgroei, is in jou en werk deur jou. En kan 'n stormwind in iemand anders se lewe veroorsaak. Bezaleel se naam beteken in die skaduwee van God. In die skaduwee van God. Want dis waar hy geleef het. In die skaduwee van God.
En daarom kom die Here hom vertrou om die tent van ontmoeting te bou. Die 120 in die bovertrek het geleef waar in die skaduwee van God gebid en gewag en gebid en gewag. En daarom kom die Here hulle vertrou met meer. Die Gees word op almal uitgestort. Die Gees bedien almal. Maar as 'n oomblik waar hy ons vertrou om deur die invulling van sy Gees 'n tent van ontmoeting te bou, of te bedien, of te ontwerp. Kan ek vra, kan ons saam staan? Kan ons saam staan? Ek wil vanoggend vra, as jy die Here vertrou om iets deur jou hande te doen, waar mense hom kan ontmoet, en of dit sekulêr is, of dit heilig is, maak nie saak wat se werk dit is nie. Of dit dalk in jou gesin is, dalk in jou familie is, in jou besigheid, in ons skole, in ons dorp, as jy vanoggend die Here vertrou, dat hy jou soos 'n Besaleel sal vul en sal gebruik, of soos die disippels sal vul, of selfs soos die Esegiel sal dit profeteer en sê, maar die droë bene van my huis sal lewe. Sy sê, dis ek daai vanoggend. En ek vra, wie net jou hand opsteek nie. Ja, dan gaan ons saam met jou bid. Dankie julle. Dankie julle. Kan ons vra, kan ons 'n bietjie nader aan mekaar staan, kan ons 'n hand op elke skouer kry, as jy gemaklik is daarmee. As jy nie gemaklik is met 'n hand op 'n skouer en jy staan net bietjie weg. Dis oké, dis ook oké. Maar kom ons bid saam. Vader, dankie dat U vanoggend hier is. Dankie dat ons hier vanoggend kan vra, Here, maar kom vul ons weer met die Gees, soos op Pinksterdag. Here, baie van ons hier, Here, vertrou en wag en bid dat U ons sal vul op 'n manier waar ons iets met ons hande sal bou, of dit in ons gesinne is, of dit in ons dorp is, Here, of dit in ons hospitale is, dat ons iets met ons hande sal bou of sal profeteer, Here, dat hierdie bene sal lewe. Almal van ons wag, Here, en ons vra, Heilige Gees, kom vul ons, sodat ons iets sal ontwerp en sal bou, Here, wat U Gees bekendstel aan ander, waar ander U kan ontmoet en sal sê, maar hierdie is onmiskenbaar, die werk van die Heilige Gees. Ek wil vanoggend bid, Here, kom vul ons vir ons besighede, vir strategie, vir wysheid, vir vaardigheid, soos met 'n Besaleel. Net so in ons huise, Here, dat ons huise en gesinne sal bou, wat Gees vervuld is, en waar mense U sal ontmoet, soos in daai tent van ontmoeting. Ek wil ook vra, Here, kom vul ons met die Gees, sodat ons woorde autoriteit sal dra, en wanneer ons sê, droë bene lewe, sal daar lewe kom in ons kinders, en in ons huis, en selfs in ons ouers. Ons vra, Here, vul ons vanoggend, soos die dag van die disippels, sodat ons sal kan bid, en hande oplê, en mense sal weet, maar God is hier. Ek wil vanoggend vra, Heilige Gees, beweeg in ons, gebruik ons, en bedien ons. En dankie daarvoor, dankie dat ons iets kan bou, soos 'n tent van ontmoeting, of soos 'n ark, waar U teenwoordigheid kom rus. Help ons om dit te doen in ons huise, maar net so in Delmas, net so in Babsfontein en Sandra en Devon en elke plek hier rondom. Dankie dat U teenwoordigheid kan kom rus. Ons eer U daarvoor. Dankie vir elkeen hier vanoggend. Here, bring genesing, bring seën, bring bevryding, of dit van siekte of van depressie is, of van mismoedigheid of vrees. Dankie vanoggend vir U Gees, en ons eer U, en ons het U ontsaglik baie lief, ontsaglik baie lief. Dankie, Here, vir vanoggend soos hierdie. Dankie vir 'n dag waar U uitgestort is, en ons seën mekaar vanoggend, met meer van U, in die naam van Jesus Christus. En almal sê saam,
Amen, amen. Ek wil net sê, vir al ons tieners, jy is welkom nog steeds daai kant in te val. Kom kuier asseblief na die tyd saam. Kom ons sluit af met 'n laaste lied, en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. Ek sien dit by gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof kom prys om halleluja. Loof kom prys om halleluja. Loof kom prys om halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons beste wat vir altyd sal bestaan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof kom prys om halleluja. Loof kom prys om halleluja. Loof kom prys om halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Laat pasuine slaan op tromme en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning, want sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof kom prys om halleluja. Loof kom prys om halleluja. Loof kom prys om halleluja, want sy woord sal ewig staan. Ek glo dat Jesus Christus weer sy bruid aankom haal. Ek glo die Vader het al reeds die dag en uur bepaal. Ek sien al daar die feestelik by hemel bruilofsmaal, en die tafel met ons bruilofsmaal. Loof kom prys om halleluja. Loof kom prys om halleluja. Loof kom prys om halleluja, want sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Kan ons net volgens vir die Here ook net dankie sê vir Pinksterdag. Kom ons geef hom 'n groot applous en sê net dankie Jesus. Dankie Jesus. So ontvang die seën van die Here. Onthou ook aansig gaan daar agter staan by die eerste kuierbanier as jy graag wil deel raak van die gemeente of van die WhatsApp groep, sal sy ook jou besonderhede daar agter neem. So ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy onthou, sy gees is vir jou, in jou, oor jou. Mag jy bou soos 'n besaleel en mag jy bedien soos 'n disipel. En mag die gees jou aanhou vul en op jou huis kom rus. Amen. Dankie dat jy vandag hier was, dankie dat jy ons seën. Sien jou in die saal vir 'n lekker saamkuier. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie, bereik nie. Sonder die Gees is ons blind en sonder krag.